Goeiemôre. Maar net soos julle daar sit, kom ons raak rustig. Groot en wonderbaarlik is u dade, Here God Almagtige, reg en betroubaar is u optrede, Koning van die nasies. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie? U alleen is heilig. Al die nasies sal kom en u aanbid, want hulle sal sien dat u handelswyse regverdig is. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en deur Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. My skrifgedeelte vanoggend Eksodus 3 vers 1 tot 15 en die tema God in ons midde. Maar voor ek vir ons lees, kom ons buig ons hoofde. Here, dankie dat U in ons is, dat U in ons midde is. Dankie o Gees van God vir een en elkeen wat vanoggend hier sal sit. Here, vanoggend het ek net weer eens besef hoe brand my hart vir herlewing in die kerk. Die vuurtjie wat U in my aangesteek het, wil U ook nie die vuur ook in hulle aansteek nie. Want dit gaan om U. Dankie vir U woord. Dankie vir die geleentheid om U woord te mag bring. En dankie ook vir hulle wat gekom het. Seën vir elkeen vanoggend ook deur U woord in Jesus naam. Amen. Ek lees net die eerste 15 verse en dit gaan oor God openbaar hom aan Moses. Die ou vertaling sê God roep vir Moses. Ek lees daarso: Moses het die klein vee van sy skoonpa Jethro, die priester van Midian, opgepas. Hy het die klein vee diep die woestyn ingejaag totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne-in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself: ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos: Moses, Moses. En hy antwoord: hier is ek. Die Here sê toe vir hom: moenie nog nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Die ou vertaling sê heilige grond. Verder sê hy: ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here: ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is die land van die Kanaaniete, die Hetiete, die Amoriete, die Feresiete, die Jewiete en die Jebusiete. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik en ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk die Israeliete uit Egipte kan bevry. Toe sê Moses vir God: wie is ek dat ek dit by die Farao sou waag?
en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry. God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees, wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle by hierdie berg aanbid. Daarna sê Moses vir God, sê nou maar, ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle, die God van jou voorvaders het my na julle toe gestuur, en hulle vra my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe te gestuur. Verder sê God vir Moses, jy moet ook nog vir die Israeliete sê, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur. Dit is ewig my naam. Dit is die naam waarmee ek aangeroep moet word, van geslag, tot sover. Laas Sondag se boodskap, abide in me, of as ons sou sê, as julle in my bly, en vanoggend se boodskap, God in julle midde, ons sluit vanoggend by mekaar aan in Christus Jesus. Hoor mooi wat ek nou sê, die engel van die verbond. Jy kan nie in God bly, as jy nie gered is, want Jesus sê, sonder my kan julle niks doen nie. Met ander woorde, prontuit gesê, laas Sondag het gegaan oor hulle wat in hom bly en nie sonder hom vrug kan dra nie. Sy kinders. Vanoggend God in julle midde. En so kan ek vanoggend vir jou vra, is God in jou midde? Of is God in julle midde? Is die Seun van God in jou midde? Is hy teenwoordig in jou lewe? Kan jy sê, ek ervaar die werking van die Heilige Gees in my lewe? 'n verhaal uit die geskiedenis van Israel, waarmee baie van julle dalk bekend is, en dalk is die jong mense nie so bekend met die verhale in die Ou Testament nie. Die roeping van Moses in die woestyn, en waar God aan hom in 'n brandende bos verskyn. Moses beteken, ek het jou uit die water gehaal. 'n Hebreëse seentjie, wat 'n gewose dood sou sterf, het deur Farao word op 'n wonderbaarlike manier gered, en land toe op die einde in die paleis van Farao. Ons lees dat hy min of meer op die ouderdom van 8 of 12 jaar oud by sy Hebreëse ma gewoon het, en toe gee sy hom terug aan die dogter van Farao. Met ander woorde, Moses het soos 'n prins gelewe, maar Moses was ook bekend met sy agtergrond. Hy het geweet, hy is die Hebreëse seun. Reeds vroeg in die lewe van Moses wou hy sy volk red. Maar toe loop dinge vir hom kwaai skeef met die moord op die Egiptenaar, en moes hy vlug vir sy lewe. En daar sterwe die droom van Moses om sy volk te verlos van die juk van die Egiptenaars. Hoekom? Want die tyd was nie reg gewees nie. Die Here moes eers 'n pad met Moses gaan loop het in die woestyn, hom stroop van sy eie ek, want sien God moes verheerlik word deur dit wat daar in Egipte gebeur het, die 10 plaae en toe die uittog uit Egipte.
Moses was eers reg gewees, toe God met hom 'n pad daar in die woestyn gestap het, toe Moses aan die einde van homself gekom het. Ons lees dat hy gehakkel het as hy praat, wanneer druk op hom geplaas word. Josef, selfs met Josef. Josef moes eers deur moeilike omstandighede gegaan het, want ons lees in sy drome dat hy verwaand was toe hy hierdie drome aan sy ou vader vertel het. Kind van God, dis 'n les wat baie van ons baie moeilik leer. Is dit as God ons met iets wil vertrou? Dan moet hy gewoonlik eers iets met ons doen, sodat ek en jy aan die einde van onsself kan kom, want hoekom? Want God moet in dit wat hy aan jou toevertrou het, die eer moet aan hom behoort. En as God jou nie kan vertrou daarmee nie, dan kan hy dit nog nie vir jou gee nie. Hy kan dit nog nie toelaat in jou lewe nie. En dan gebeur dit juis toe Moses dit nie verwag het nie. Toe Moses 40 jaar vir sy skoonvader Jethro elke dag sy skape opgepas het. Het jy dit ook al in jou lewe ervaar? Juis wanneer jy gedink het, dit waaroor jy lank gebid het, en dit gebeur nie en jy dit laat vaar, want intussen is die Here besig met jou gewees in jou lewe. Baie keer kom ons dit eers later agter, dat die Here met ons besig was, en dan net op 'n dag, dan laat die Here die ding gebeur. Want dan is jy reg vir dit wat jy voorgevra het. God sal ons nooit iets gee as sy eer in gedrang is nie. Dit gaan altyd om God se eer. God wek die nuuskierigheid in Moses. Ek kan dink, ek het al van die slim geleerdes hoor sê, dat dit 'n bos is wat in die woestyn was, wat as die son op hom skyn, op 'n sekere manier gegloei het. Ek vir julle sê, ek glo dit nie. Ek glo God was in sy heerlikheid in daardie bos. En Moses het daardie bos gesien brand. Of het vir hom gelyk of het brand, maar dit het nie gebrand nie. Want as ons in die boek Openbaring lees, dan staan daar, toe Johannes, die een wat soos die seun van die mens sien staan, sy oë het gebrand soos vuur, en sy voete het gegloei soos koper. Toe maak die Here vir Moses nuuskierig. Dan lees ons in vers 2, toe verskyn die engel van die Here aan hom. Vers 4 en 5 staan daar, toe die Here sien dat hy Moses nader kom uit nuuskierigheid, sê hy aan hom, trek die skoene uit, sê die ou vertaling, want die grond waarop jy staan is heilig. Daar is verskeie plekke in die Ou Testament en in die Nuwe Testament waar daar staan die engel van die Here. Ons lees byvoorbeeld in Genesis waar daar 3 mans na Abraham toe kom voor die Here besluit het om vir Sodom en Gomorra te vernietig. En dan bietjie later dan lees ons, dan staan daar, en die 2 engele het gegaan na Sodom en Gomorra terwyl die Here met Abraham gepraat het. Wie is dit met wie Abraham gepraat het? Wie was dit? Die engel van die Here wat in Moses in die woestyn aan Paran verskyn het. Wie was die engel van die Here gewees? En let baie mooi op.
Selfs die nuwe vertaling skryf hier die engel met 'n hoofletter. En dan staan daar verder, en Abraham het met die Here gepraat en gesê, Here, selfs, hy het so deur die ding gegaan, selfs, al is daar net een regverdige, sou u die stad nie vernietig nie. Toe sê die Here, dit sal so wees. Maar ons weet wat daar gebeur het. Die twee engele het gegaan, en hulle het na vir Lot gesoek, en hulle het vir Lot gekry. En hulle het vir Lot, vir sy vrou, en ek dink sy twee dogters uit die stad uitgelei. En toe het God swaar uit die hemel laat neerreën. Daar's baie mense wat sê dit bestaan nie. Ek weet, onlangs opgrawings het 2 plekke gekry, waar daar 'n geweldige groot oppervlakte wat 'n opeenhoping van die bewys van swaal wat gebrand het. Ek glo God se woord. Kyk mooi na vers 2. Hierdie engel, soos ek gesê het, word met 'n hoofletter geskryf. Genesis 16 vers 7 volg min of meer dieselfde gedagte. Hierdie engel word ook met 'n hoofletter geskryf. In die slavin van Abraham, terwyl die Here met haar praat. Daar is ook ander gedeeltes in die Ou en die Nuwe Testament, waar daar na die engel van die Here gepraat word, soos ook in die boeke van Daniël, Esegiel, Rigter, Nuwe Testament. Die engel van die Here wat aan Maria verskyn het, en vir haar gesê, sy sal swanger word. Waar die mense aan wie die engel, of boodskapper kan dit ook meer vertaal word, verskyn het, hulle wou aanbid, dan het die engel hulle reghelp en gesê, moenie my aanbid nie, maar aanbid vir God. Maar dan sal die gevalle, soos vanoggend se geval, Genesis 17, waar die engel van die Here goddelike eienskap het, en waar Moses in aanbidding staan, en waar die engel van die Here vir Moses sê, die grond waarop jy staan, is heilige grond. Vers 14, maak hy homself aan Moses bekend, en sê, ek is wat ek is. Ek het jou gestuur, hierdie engel van die Here. In Hebreëus staan daar Jahweh. Presies dieselfde naam wat in Genesis 16 vers 7 in die engel van die Here gebruik word, Jahweh. En ons lees ook dieselfde gedeeltes in hierdie geleesde gedeelte, vers 2, vers 4 en in vers 14. Jahweh, dieselfde naam. Ek is wat ek is. Maar hier maak hy homself aan Moses bekend. Ek is wat ek is. Ek is wat ek is, wat saam met Moses na Egipte toe gaan. Ek is wat ek is, wat die wonderwerke verrig. Dan sê die Here vir Moses, dit sal die teken wees. As jy terugkom van Egipte, sal jy my kom aanbid by hierdie berg, waar Moses vir die Here in die brandende bos gesien het. Die engel van die Here, die boodskapper van God, Jahweh. Malagi 3 vers 1 sê, ek gaan nou my boodskapper stuur. Hy sal die pad voor my uitreg maak. Boodskapper, dieselfde woord wat hy gebruik het. En dan sal die Here
na wie julle soek, skielik na sy tempel toe kom. Ja, die verbondsengel, na wie julle met soveel vreugde uitsien, gaan nou kom, sê die Here die Almagtige. Wie is hierdie verbondsengel? Jeremia 31 vers 31 tot 33 voorspel die profeet Jeremia die volgende: Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het toe ek hulle aan die hand gevat het uit Egipte laat trek het nie. Hulle daardie verbond wat ek met hulle gesluit het verbreek, al was ek getrou aan hulle, sê die Here. Dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Wie is hierdie engel van die Here? Wie is hierdie verbondsengel waarvan Maleagi 3 vers 1 praat, of Jeremia 31, van wie praat die profete in die Ou Testament? Johannes 8 vers 58, hoor mooi. Jesus het hulle geantwoord: dit verseker ek julle, voordat Abraham gebore is, was ek al wat ek is. Hoor mooi. Jesus het gesê, dit verseker ek julle, voordat Abraham gebore is, was ek al wat ek is. Ek is wat ek is. Kolossense 2 vers 9 staan: in hom is die volle wese van God beliggaam. Hy, ek is, het die verbond met Israel gesluit by die berg Sinaï. Hy was getrou te midde van Israel se ontrouheid aan hom. In hom, Christus Jesus, het die volheid van die verbond gekom. Hy het dit kom volbring. Hy, wie die initieerder is van die verbond, die een wat dit in stand hou, die een wat dit op ons harte deur sy gees kom skryf het. Jesus Christus. Ek wil vir julle so ietsie sê uit die grondteks, uit die oorspronklike taal waarin die Bybel geskryf is. In Genesis 16 en in Exodus 3 gebeur die volgende dinge in die grondteks. Daar staan in die Hebreëus Malach Yahweh. Malach is die Hebreëse woord vir engel, die engel van die Here. En hy sê dit pertinent, die engel van die Here. En hierdie engel van die Here word nie op 'n gewone manier geskryf nie, maar daar kom aanbidding voor in die grondteks. Hierdie engel word ook genoem Amalach Gagul, hy wat red, die verlosser. Malach Manif, die engel van God se teenwoordigheid, soos hy teenwoordig was met hulle in die woestyn. Malach Aberif, die engel van die verbond. As jy Jesaja 6 gaan kyk, dan staan daar Jesaja 6, toe die Here hom kom roep het, was hy 'n jong man gewees en hy was in die teenwoordigheid van God. Gaan lees Jesaja 6. Die Septuagint vertaal dit die verlosser, die verteenwoordiger, hy wie se teenwoordigheid die heerde are vul,
met sy heerlikheid, die engel van die raad. Jesus, die Christus, Yeshua Messiah, sy Hebreëse naam, die naam bo alle name, wat aan hom gegee is deur sy Vader, die groot ek is. Die groot ek is, het sy deur sy kruisdood vir ons die versoening kom bewerk. Die engel van die verbond. Weet julle wat sê ek vanoggend vir julle? Die engel van die Here wat aan Moses in die woestyn Paran aan Moses verskyn het by die berg Horeb. Die groot ek is die een wat die eerste verbond met Israel gesluit het. Is die een wat Israel uit Egipte land verlos het met die plaag, en toe die laaste plaag, en toe hulle uitgelei het. Hy is die groot ek is, wie hulle aanbid het by die berg Horeb. Hy is die groot ek is. Wat die 10 gebooie vir Moses gegee het bo op die berg. Hy die groot ek is die een wat in menslike gestalte gekom het. Jesus, die Messias. Die Ou Testament is 'n baie wonderlike diep ou boek. Die Nuwe Testament sy oorsprong in dit het. Kom ons buig ons hoofde. Here, vanoggend se woord, dit was diep. Ons lees ons die stories en die verhale in die Bybel. En dan kan ons nie altyd die dinge, die Ou en die Nuwe Testament by mekaar voeg nie. Dankie Here vir die Gees. En Here, dis my gebed, dat die vanoggend se boodskap, so ook selfs vir hulle wat dit dalk nie verstaan nie. Die verstaan dalk regtig waaroor dit gaan nie. Die verstaan dat die Messias reeds lank gelede se koms voorspel was. Dat God dit voor die grondlegging van die aarde so bedoel het, dat dit so moet wees. Dat hy die ou verbond geïnisieer het, en dat die ou verbond in die nuwe verbond in vervulling gegaan het, in Christus Jesus, in die Messias, in die Seun van God, in die tweede persoon, in die drie-eenheid van God. Maar dankie Here dat mens ook kan beleef dat, al verstaan ons nie die drie-eenheid nie, maar dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees betrokke was en is en sal wees by die redding van mense. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.
Amen.